Wat 'n groot voorreg, ekskuus, om u te groet, soos ek jy elke ander dag groet, in die kragtige, liefdevolle, alomheersende naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat vir jou en my sy bloed aan die kruis gestort het. Hy wat die prys betaal het, wat ons nooit sou kon betaal nie, om sodoende met God versoen te word. Ek wil vandag vir julle 'n storie vertel van 'n man wat 'n droom gehad het. Hierdie man droom, hy kom by die hekke van die hemel, en daar sit 'n engel met 'n klomp boeke. En die engel vra vir hom, wat is jou naam? Hy gee sy naam, en terwyl die engel deur die boeke blaai, sê hy, ag nee, wat, dit is my naam, jy sal hom kry daar, ek is definitief in daai boek opgeskryf. En die engel kyk so na die persoon, en hy sê vir hom, jy was jou naam hier ingeskryf, maar jou naam is uitgekrap. En hierdie man raak ontstoke, en hy sê, maar hoe kan dit wees? Ek gaan elke Sondag kerk toe. Ek gee my tiendes. Die engel draai om en sê, ja, maar jy soek altyd die prediker se goedkeuring. En jy hou daarvan dat mense vir jou sê, jy het goed gedoen. Jy weet, jy sê, jy het mense lief, maar as jou naaste by jou kom, is jy ongeskik. Jy is ongeskik met jou familie. Jy oordeel ander. En daar is geen ware liefde in jou nie. Hierdie man raak heeltemal ontstoke. En hy vra vir die engel, nou is daar enige iets wat ek nou kan doen om hierdie saak reg te maak. Engel sê, ongelukkig is jy by die final judgment of by die remestoel van Christus. Daar is nie meer tyd om dit reg te maak nie. En met eens raak hierdie man wakker. Hy's nat gesweet en sy klere voel aan hom vasgeklou. Al wat hy kon doen is om van sy bed af te klim en op sy knieë voor die Here te val. Die Here gesê, Here, asseblief vergewe my. Ek het gedink ek kan hard werk om Christus se koninkryk in te kom. Ek kan goed te doen. Ek kan vir mense kos koop. Ek kan altyd net vriendelik voorkom. Maar Here, as ek nie 'n verhouding met U het nie, dan het ek niks. Weet jy, daarom sê die woord, kom tot inkeer en bekeer julle. Neem jou kruis op en volg die Here Jesus Christus. Ek laat hierdie saak vandag by u, mede broer en suster, kennis, vriend, kollega. En my gebed is natuurlik dat die Here in sy gees in jou hart sal opdaag. En dat jy nie eendag soos hierdie man by die laaste dag voor Christus verskyn. En dit staan daar soos in Openbaring 20:15. Jou naam is uit die boek van die lewe gehaal. Ek is Pastoor Kerry, Brood en Water 5 minute woordbediening.